Bybels oop. Maak jy die Bybels oop by Romeine hoofstuk 8. Ek wil hê ons moet lees van vers 23 tot by vers 30. Ons kan eintlik maar reg lees tot die einde van die hoofstuk. Ek dink dit alles is van toepassing en besonder vir die verstaan van ons teks vanoggend, maar ons lees vanaf vers 23 tot by vers 30. En Paulus het dan nou net in die vorige gedeelte het hy dan nou gepraat oor die skepping wat sug in afwagting vir die kinders van God om geopenbaar te word, en dan kom hy nou in vers 23 en hy sê, nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in ons self, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom die Gees ook ons swakhede tot hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy, wat die hart te deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En dan ons enkele vers teks vanoggend, vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help, dat ons iets hiervan sal begryp vanoggend. Hierdie bekende teks, ek dink nie daar's een van ons wat hierdie vers nie ken nie. Dis seker een van die mees bekende verse, maar kom ons bid dat die Here vir ons sal help om te verstaan wat dit beteken. Here, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid van die woord, en ons dankie dat ons vanoggend kan stil word in die wete dat u woord bly staan, dat dit wat u gesê het in die woord, dit verander nooit. Ons kan hierdie dinge vertrou, Here, ons kan seker wees dat hierdie dinge is waar. Maar help ons, Here, om hulle te wees wat met erns ondersoek, om seker te maak ons begryp u woord korrek. Want het help nie, Here, ons het al die kennis, ons ken baie versies in die Bybel, soos hierdie ene ook. Ken baie versies in die Bybel, maar ons weet nie eintlik wat dit beteken. Vra, Here, dat u vir ons sal help, dat ons vanoggend gelei sal word deur die Gees, om ook in besonder hier, nie net te leer wat dit beteken nie, maar ook bemoedig te word, juis omdat ons dit verstaan. Lei ons deur die waarheid van die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Inderdaad, soos ek sê, dit is seker een van die mees bekende verse in die Bybel, en gelowiges deur die eeue, deur die hele wêreld, van alle denominasies, vind hierdie vers kosbaar. Iemand het gesê dat hierdie vers is 'n kussing waarop die gelowige sy moe hart kan neerlê. Maar wat beteken die vers? Terwyl dit vir talle gelowige baie kosbaar is en baie mense vind rus daarin, is daar nie ooreenstemming oor wat hierdie vers beteken nie. En wil ek bysê vanoggend dat meeste mense verstaan dit verkeerd. En wat het vir my so opvallend maak, is die feit dat hierdie vers begin met 3 woorde. Luister wat is die eerste 3 woorde van ons vers. En ons weet.
Dis iets wat elke gelowige moet weet. Dit wat in hierdie vers is iets wat elke gelowige behoort te weet. En die tragedie is dat meeste mense verstaan dit wat hierdie vers sê ons moet weet verkeerd. Nou laasweek het ons gesien, daar is dinge wat ons nie weet nie, né? Ons het gesien, ons weet nie hoe om reg te bid nie. En die wonderlike ding is, ten spyte van die feit dat ons nie weet hoe om reg te bid nie, die Heilige Gees kom en hy tree vir ons in. En hy weet hoe om reg te bid, want hy ken die wil van die Vader, né? Ons weet nie altyd presies wat is God se wil nie. Maar ons weet wat die vers vir ons sê. Ons weet dat God alle dinge ten goeie sal laat uitwerk. Dat alles sal gebeur volgens God se wil. En dat dinge ten goeie sal uitwerk. Ons kan weet sonder om te twyfel dat dit waar is. Maar vir ons om te verstaan, broer en suster, oor hoe alle dinge ten goeie gaan meewerk en wanneer dinge ten goeie gaan meewerk, is dit nodig vir ons om 'n dieper studie te maak van hierdie vers. En so ons praat vanoggend dan oor die soewereine God. En ek wil hê ons moet leer vanoggend dat die gelowige kan rus in God se absolute beheer van alles. God is absoluut in beheer. En ons kan daarin rus. En ons kyk dan na 3 waarhede vanoggend. Die eerste waarheid waar ek wil hê ons moet by stop, is God is die een wat in alles werk. God werk in alles. God werk in alles. God is 'n goeie God. Elke ware gelowige glo dit met sy hele hart. God is 'n goeie God. En ons nog iets wat ons glo. Ons glo met ons hele hart dat God is werklik in beheer. In ons aandienste wat ons nou onlangs die studie oor die skepping klaar gemaak en ons het gekom by die laaste deel laas Sondag gekyk na God het gerus, nê? En ou vra ons, beteken dit God het agteroor gesit en lui gewees? Op die 7de dag God het niks gedoen nie. Dan as God agteroor gesit en niks gedoen het nie, dan het alles net daar tot niet gegaan op die 7de dag. Want God is die een wat alles in stand hou. So die rus wat God op die 7de dag gerus het, was die reus van sy skepingswerk. Hy het opgehou om te skep. Maar God het nie gerus en lui gewees en niks gedoen nie. God werk nog steeds. God is elke oomblik ywerig aan die werk, anders sal hierdie hele skepping tot niet gaan. Om net 'n voetnoot daarby sê, dat hierdie hele skepping gaan uiteindelik tot niet gaan dit nie. Maar selfs dan gaan God nie ophou werk nie, want hy is die een wat dit tot niet sal maak, en hy is die een wat 'n nuwe skepping gaan maak, wat vir ewig sal wees. God werk elke oomblik. God hou alles in stand. Dis wat Jesus sê, nee, Jesus sê in Johannes 5 vers 17, hy sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk. God werk elke oomblik en God werk in alles wat gebeur. Luister hoe treffend stel Paulus dit in Kolossense 1 vers 16 en 17. Hy sê, want in hom is is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. Wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, sowel as owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en luister dan wat sê hy, en hy is voor alle dinge, en dan hierdie woorde, en in hom hou alle dinge stand. Hy hou alles aan die lewe. Hy hou alles aan die gang. En dit in besonder is waar, meer as van die res van die skepping, is dit nog meer waar van elke mens. Luister wat sê dieselfde Paulus in Handelinge 17 in sy preek. Handelinge 17 vers 28, hy sê, want in hom lewe ons, en beweeg ons, en is ons.
God is aan die werk in jou lewe. In alles wat met jou gebeur, God is aan die werk. In alles wat in hierdie wêreld gebeur, ons raak so angstig as ons rondkyk na al die oorloë. Hou op bekommerd wees, God is nog steeds in beheer. God is nog steeds in beheer. Hy is soewerein in alles en in almal en in hierdie hele skepping. Niks is uit sy hand geneem nie. Ons weet, sê Paulus in ons vers, ons weet dat God werk in alles. Weet jy dit? Vind jy rus in die wete dat God is werklik in beheer? Daar bestaan nie 'n ding soos toeval nie. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n ongelukkige sameloop van omstandighede nie. Want God is die skepper, ja, maar God is ook die onderhouer van alles. Hy hou alles in stand. Hy bewerk alle dinge volgens sy wil. Broer en suster, net in dit alleen behoort ons vanoggend rus te vind. Ons hoef nie verder in hierdie vers te kyk nie, as ek reg. Dit behoort ons genoeg rus te gee, sodat ons nie angstig sal word nie, maar daar is nog soveel meer om te sien in hierdie vers. God, iemand wat vir ons lief is met sy hele hart. Hy is in beheer. Nie net in beheer van hierdie wêreld nie, ja, hy is in beheer van hierdie hele wêreld, maar meer so. Hy is beheer van jou lewe. Want luister, wat is ons tweede punt? God werk vir ons beste. So God is in beheer. Die tweede ding wat ons kan weet, God werk vir ons beste. Nou, wat ek wil hê ons moet mooi verstaan en baie duidelik sien is, die vers sê nie dat alles wat met ons gaan gebeur is goed nie. Dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê nie dat alles wat met ons gaan gebeur is goed nie. En ek dink elkeen van ons wat volgende hier staan sal saamstem dat daar's baie dinge wat in ons lewe alreeds gebeur het wat nie goed is nie. Maar wat sê die vers? Die vers sê, God werk alle dinge ten goeie mee. Die vers sê nie dat alle dinge is goed wat met ons gebeur nie. Dink aan Josef. Nee. Kom ek dink aan die ellendige ding wat met hom gebeur het. Nee, sy broers het hom verkoop as 'n slaaf in Egipte. Nou kom ek vra die vraag, is slawerny goed? Natuurlik nie, ek dink dis een van die grootste ewels van die menslike geskiedenis, en ek dink nie daar's een van ons hier wat dit sal durf waag om te sê dat slawerny is 'n goeie ding nie. En dan nog 'n vraag, is familietwis 'n goeie ding? Is jaloesie 'n goeie ding? Nie een van hierdie dinge is goed nie. En tog het Josef se eie broers hom verkoop. Hoekom? Omdat hulle jaloers was en hom gehaat het. Hulle verkoop hom as 'n slaaf in Egipte land. Ek dink ons kan almal saamstem, dit wat met Josef gebeur het, was nie goed nie. Daar was niks goed in dit wat met Josef gebeur het nie. Slegte dinge gebeur met Christene. En ek wil sê dat slegte dinge gebeur met Christene net soveel en selfs soms meer as met ongelowiges. Dis tog wat ons in die laaste paar weke geleer het, is dit nie? Ons teks het baie duidelik gemaak dat in hierdie teenwoordige tyd sal gelowiges se lewe geken word deur lyding, deur vervolging, deur veragting, deur vernedering, omdat ons Christene is. En ons gaan in hierdie kant van die graf nog steeds gedruk gaan en sukkel en veg teen ons eie sonde. So ons het hierdie geveg nie net met onsself met ons sonde nie, maar van die wêreld wat ons druk van buite af om te sondig. Dis alles deel van ons stryd as Christene. Want die mense van hierdie wêreld gee nie om nie.
Ek kan mos maar voortleef in die sonde, dis mos wat almal anders doen, maar vir my en vir jou as Christene is dit 'n geveg. Dis 'n swaar geveg. En ons word siek. En ons word doorval deur hartseer. En deur moeilike tye. So hier is my vraag, is al hierdie dinge wat met ons gebeur, is dit goed? Is dit goed dat ons vervolg word, dat ons verag word, dat ons verneder word? Is dit goed dat ons moet veg teen die sonde en worstel teen die sonde? Is dit goed dat ons geliefdes het wat aan die dood afgestaan word en self siek word? Is hierdie dinge goed? Kom ons wees nie belaglik nie, broer en suster. Daar's niks goed aan hierdie dinge nie. Die Bybel in ons teks sê nie dat alle dinge wat met die gelowige gebeur is goed nie. Maar wat die Bybel in ons vers baie duidelik sê is dat selfs hierdie dinge wat nie goed is nie, sal ten goeie meewerk. Vir elkeen wat hom liefhet en geroep is na sy voorneme. En dit bring my by dit wat Josef gesê het in reaksie op die feit dat sy broers hom verkoop het. Genesis hoofstuk 50 vers 19 tot 21 gee vir ons die antwoord. Dis waar Josef sê, hy praat en sê wat hy voel oor sy broer. Maar Josef, so dat ek net weer sê, Genesis 50 vers 19 tot 21, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? En luister wat sê hy, want julle het wel kwaad teen my bedink. Julle my broers, julle het kwaad teen my bedink. Maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nie bevrees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou, so het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Die bedoelings van Josef se broers was sleg. Dit wat met hom gebeur het was sleg. Maar God het dit ten goeie laat meebring. God het goeie daaruit laat voorkom. Wat is die goed wat daaruit gekom het? Wel, die volk Israel is gered. Nee. Hulle is na die land van Egipte kon gaan, sodat hulle kon wegvlug van hulle vyande en kon oorleef. Die Here het vir hom 'n volk gered, deur die feit dat Josef, wat het met Josef gebeur? Hy is as 'n slaaf in Egipte verkoop, en toe beland hy in die koning se paleis, en hy word tweede in bevel van die hele land. En so kon die mense van Israel dan uiteindelik in Egipte opland, en veilig wees. Dit wat sleg is, het God ten goeie laat meewerk. Was Josef se broers die ouens wat die sleg tot goed het laat meewerk het? Nee. Iemand was aan die werk. Iemand was aan die werk. Maar dit is belangrik dat ons nog iets moet raak sien in die lig van dit is, dat hierdie dinge werk ten goeie mee, nie vir alle mense nie. Die teks is baie duidelik vir wie dit is. Dis vir hulle wat God lief het. Dis vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dis nou twee beskrywings van dieselfde mense, nê. Maar ons gaan bietjie nou dieper kyk na die beskrywings. Wie is dit, wat beteken dit as dit sê, hulle wat God lief het, en wat beteken dit wanneer dit sê, hulle is geroep na sy voorneme? Ons gaan nou na dit kyk. Al wat ek wil hê ons moet nou sê, en ons moet sien, is wie is dit? Wie is dit wat vir God lief is? Wie is dit wat geroep is na sy voorneme? Dit is natuurlik verwysend na die gelowiges, nê. Met ander woorde, God sal alle dinge ten goeie laat meewerk, nie vir almal nie, maar vir sy eie kinders. En so terwyl die Here vir die gelowiges soms gevul is met tye van lyding, hou moed,
broer en suster, hou moed. Want God sal alle dinge ten goeie laat meewerk. En miskien moet ek die vraag dan vra, en dis die mees belangrike vraag van alles, want dis die ding waarin ek glo, meeste ouens hierdie teksvers verkeerd verstaan. Wanneer sal alle dinge ten goeie meewerk? Wanneer is dit? Wel, die konteks dwing ons om iets te verstaan, is dit nie. Waaroor is Paulus besig om te praat? Wat het ons nou net in die laaste 2 weke gesien? Dat in die huidige oomblik beleef ons lyding. Maar wat vir ons wag is 'n ewige heerlikheid. Waar bevind Paulus homself net letterlik verse tevore, of minute tevore? Hy praat oor die feit dat ons nou in hierdie tyd gaan swaar hê, maar daar kom 'n ewige rus. Waantoe is hy op pad van hier af in vers 30 en verder aan tot en by die einde van die hoofstuk. Hy gaan praat oor wat? Oor ons ewige rus, oor God se ewige liefde vir ons. So wat ek wil hê ons moet raak sien is dat wanneer die teks sê dat alle dinge sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, sê hy nie vir ons dit gaan beter wees in hierdie lewe nie. Hy sê dat die lyding van die tydelike, die lyding van die hier en nou is besig om vir ons, soos wat hy op 'n ander plek sê, 'n ewige gewig in heerlikheid te bewerk. Dit verwys na die toekomstige heerlikheid wat nog nie geopenbaar is nie, vers 18 onthou julle. Ons weet, sê Paulus, wanneer hy sê, ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk en geroep, die wat geroep is na sy voorneme, dan sê hy, dat alles in hierdie lewe gaan nie noodwendig vir ons goed uitwerk nie. En kom ons wees met mekaar eerlik, broer en suster, hoekom verwag ons dat dinge vir ons in hierdie lewe gaan uitwerk, as dit nie vir Jesus ons Here het nie? Hy het onskuldig gesterf aan 'n kruis. Het dinge ten goeie vir hom meegewerk in hierdie lewe? En Paulus, die apostel wat hierdie brief geskryf het, wat vervolg is tot die dood toe, het dinge vir hom ten goeie meegewerk in hierdie lewe? En kan kyk maar deur die geskiedenis vir soveel miljoene Christene van die verlede en van die hede. En kom ons vra vir onsself, het alle dinge ten goeie meegewerk vir elke gelowige in hierdie lewe? So, of ons maak hierdie vers dan nou net van toepassing op sekere Christene, of ons maak dit van toepassing op alle Christene wat dit bedoel is, en dan beteken dit dat in hierdie lewe sal dinge nie altyd ten goeie meewerk. Dis nie wat die vers sê nie. Die vers praat nie van in hierdie lewe nie. Maar wat die vers vir ons sê, is dit wat Paulus alreeds tot nou toe in hoofstuk 8 vir ons gesê het, is dat die tydelike lyding van hier en nou kan nie opweeg teen dit wat vir ons wag nie. Daar is 'n heerlikheid waarvan ons kan seker wees. Nou vers 17. As ons kinders is van God, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename saam met Christus, en dan hierdie woorde. Ons is mede-erfgename saam met Christus, as, sê Paulus, ons naamlik saam met hom ly. Want as ons saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. Die tydelike lyding ter wille van Christus is nodig, sodat ons die toekomstige heerlikheid saam met Christus sal ingaan. Jou lyding, jou beproewing, jou hartseer, al hierdie dinge bewerk vir jou 'n ewige gewig in heerlikheid, as jy 'n gelowige is. So nou die vraag is,
is daar dan nou vir ons enige moed hier in hierdie tyd van waar ons nou is, in die tydelike tyd van lyding? Dis waaroor laasweek se teks gegaan het. Laasweek se teks het vir ons gesê, wat? Ja, ons sug. Ons is hulle wat sug. Dis 2 weke terug se teks. Maar ons sug nie soos hulle wat geen hoop het nie. Hoekom? Want ons sien uit na hierdie heerlikheid wat op ons wag. En dis hoekom ons moet volhard. Volhard deur die tydelike lyding van die Here. Hoekom? Want ons weet met sekerheid as ons hierdie lyding deurstaan, daaruit aan die ander kant vir ons die heerlikheid is om te wag. Wat vir ons wag. Die ewige rus is seker. Maar wag vir ons 'n sekere ewige rus. En daarom kan ons moed hou. Ons kan moed hou deur die lyding wat ons nou verduur. Want dit wat ons gaan ontvang is die moeite werd. Geen mate van lyding kan opweeg. Wat sê Paulus is in Galasiërs, nee? Hierdie ligte verdrukking wat ons nou beleef, kan nie opweeg teen 'n ewige gewig van heerlikheid wat op ons wag. Maar laastens dan, ons laaste punt vanoggend. God het hulle wat hom liefhet. God het hulle wat hom liefhet geroep. God het hulle wat hom liefhet geroep. Dit bring my by die 2 beskrywings wat ek nou gesê het, ons nog gaan kyk, nee, want die vers begin, deur te sê, ons weet dat hulle wat God liefhet, dat vir hulle werk alle dinge ten goeie mee, hulle wat geroep is na sy voorneme. Nou, sommige vertalings verander die volgorde, onder andere een van die vertalings wat die volgorde verander is die 2020 vertaling, die Afrikaanse nuwe moderne vertaling of die nuutste vertaling. En ek dink dis reg. Ek sê nie is noodwendig verkeerd om die vertaling te vertaal so wat hy nou is nie, maar ek wil dit nou vir 'n oomblik doen. So kom ons vertaal net vir 'n oomblik die vers in 'n ander volgorde. So kom ons begin deur om te sê, en ons weet dat alle dinge ten goeie meewerk. Vir wie? Vir die wat God liefhet en geroep is volgens sy voorneme. Hulle wat God liefhet, is hulle wat geroep is volgens sy voorneme. En hulle wat geroep is volgens sy voorneme, is hulle wat vir God lief is. Die punt is dat albei hierdie beskrywings beskryf dieselfde mense. Hierdie 2 beskrywings beskryf albei die gelowiges. Maar kom ons kyk bietjie nader na hierdie 2 beskrywings vir gelowiges. Eerstens sê die teks, die gelowiges is hulle is die wat God liefhet. Hulle is die wat God liefhet. Elke ware gelowige, luister mooi wat ek sê, elke ware gelowige is werklik uit sy hart, uit homself lief vir God. Ek is nie vir God omdat ek onder dwang staan nie. Ek is lief vir God omdat ek vir hom wil lief wees. En dis waarvan elke gelowige, daar's nie enige gelowige hier wat kan sê, ek is lief vir God, want iemand sal met 'n geweer teen my kop en sê, ek moet lief wees vir hom. Ek is lief vir God uit my eie wil. En is interessant, die Bybel beskryf die gelowiges baie keer as hulle wat lief is vir God. Kom ek gee 3 voorbeelde. 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 3. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken, deur God geken. So as iemand vir God liefhet, dan ken God hom. 1 Johannes 5 vers 2 is 'n ander vers. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Hoe weet ek of ek die kinders van God liefhet? Hier is die antwoord. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie gehoorsaam. So, om lief te wees vir God is 'n bewys daarvan dat ek lief gaan wees vir sy mense en dat ek sy gebooie gaan gehoorsaam, né? En dan Jakobus hoofstuk 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra,
Want as hy die toets deurstaan het, sal hy 'n kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So, dis nou net 3 verse, daar's honderde ander tekste wat dit bevestig, maar dat die Christene word baie keer in die skrif genoem, ons is die wat vir God lief het, wat lief is vir God. Dis ons, een van die maniere hoe dit beskryf word. En weer eens sê ek, ons is lief vir God, geheel en al uit ons eie wil. Ons is nie onder dwang nie. Ons is lief vir God, want ons wil lief wees vir hom. En wat sê ons vers dan? As jy een is wat werklik lief is vir God, uit jou eie wil, sal alle dinge ten goeie meewerk vir jou. Dan wag daar 'n ewige heerlikheid op jou. Maar dit bring my by die tweede beskrywing van ons teks, van die gelowiges. Die gelowiges is hulle wat na sy voorneme geroep is. En dit herinner my aan iets anders wat Jakobus in sy eerste brief sê. En ek dink dis baie belangrik dat ons hierdie ding reg sal verstaan. Johannes skryf in sy brief 'n ander teks waarin hy sê, ons is die gelowiges is hulle wat lief is vir God. En luister wat sê in 1 Johannes 4 vers 19, hy sê, ons het hom lief. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis waar dat elke gelowige het God lief uit sy eie hart, sy eie begeerte. Maar dis omdat God my eerste lief gehad het en daai liefde in my aangewak het. Elke gelowige is heeltemal uit sy eie lief vir God, maar is omdat God my eerste lief gehad het. En omdat God my eerste lief gehad het, het hy my na sy eie voorneme geroep. Wat verwys na gebeurtenis voor my bekering. Ver in die verlede. Voordat ek nog enigstens aan God gedink het of lief was vir hom. Voor ek tot geloof gekom het, was God reeds lief vir my, en volgens die voorneme van sy ewige raadsplan in die verlede. Het daar 'n tyd gekom waarin God my geroep het om te glo. En ek het tot geloof gekom omdat hy my geroep het. En my liefde vir hom het daar ontwikkel in 'n verhouding waarin ons nou staan. Omdat hy my geroep het. Daarom het ek gekom en geglo en het my liefde vir hom gekom. As jy nie vanoggend kan sien dat God is 'n genadige God. As jy nie vanoggend kan sien dat God is 'n God wat vertrou kan word. As jy nie kan sien dat God is 'n God wat net die beste vir ons in gedagte het, dan verstaan ek nie hoe lees jy die Bybel nie. Maar ek dink julle kan vanoggend sien hoekom ek sê dat baie mense verstaan hierdie vers verkeerd. Dit gaan nie in hierdie vers oor tydelike verligting van jou ellende waarin jy jouself nou bevind nie. Dank die Here tog, dit gaan nie net oor tydelike ellende. Wat hierdie vers vir ons sê is, daar is 'n sekerheid van ewige rus vir elkeen wat Jesus Christus liefhet. Want God het hulle eerste lief gehad. En omdat hy ons eerste lief gehad het hy voordat ons nog bestaan het alreeds vir ons 'n ewige plan bewerk, waarin ons vir ewig in sy teenwoordigheid sal rus.
Dit verwys na die ewige sekerheid van die heerlikheid wat kom vir elkeen wat hom liefhet. Want elkeen wat hom liefhet, is hulle wat hy volgens sy eie voorneme geroep het. En terwyl dit nie noodwendig verligting vir die huidige oomblik beteken nie, onthou laasweek se teks. Laasweek se teks is dit wat vir ons hoop gee wanneer ons op die oomblik deur moeilike tye gaan. En wat sê dit? Laasweek se teks sê vir ons, in ons swakheid kom die Gees ons tot hulp. En die Heilige Gees kom en hy bid vir ons, wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. Want ons weet nie wat die wil van die Here vir ons in die huidige situasie. En kom ons wees eerlik, ons weet nie. Is dit die wil van die Here dat my omstandighede moet bly soos dit is? Is dit die Here se wil dat my omstandighede selfs moet erger word as wat dit nou is? Is dit die wil van die Here dat my omstandighede weggeneem moet word? Ek weet nie. Ek weet nie. Maar ek weet dat die Heilige Gees gaan my help. Gaan my swakheid tot hulp kom. Gaan my dra deur alles, sodat my geloof sal staande bly. En ek weet dat daar wag vir my iets heerliker as wat hierdie wêreld ooit vir my kan gee. 'n Ewige gewig en heerlikheid. Ons weet nie wat is die Here se wil in ons spesifieke omstandighede nie, maar ons weet, sê Paulus, dat alles sal, omdat God daardeur werk, sal alle dinge uiteindelik ten goeie meewerk. En terwyl ek nou deur dit gaan waar ek gaan, is die Heilige Gees hier om my sterk te maak en my te dra. Kom ons herinner onsself, broer en suster, dat wat ook al jou lyding is, dis tydelik. En onthou terselfdertyd dat jou verlossing is ewig. Maar nie net is jou verlossing ewig nie. As jy een is wat vir God lief is, as jy een is wat na God se voorneme geroep is, dan is dit ook 'n toekoms wat absoluut seker is. Die ewige lewe is vir elkeen van God se kinders. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg. Ons kan daarin vas staan. Dis ons hoop. Jy kan dit verseker weet. Ons weet, sê Paulus, dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet en geroep is na sy voorneme. Amen. Kom ons bid. Here, ons het U hulp nodig, want ons is inderdaad swak. En ons hoef net te kyk na dit wat in die laaste paar weke gebeur het om te sien hoe swak ons eintlik is, want ons hardloop rond soos angstige hoenders. Ons weet nie wat om te doen nie en ons is bang en ons is oorweldig en ons kyk na al ons omstandighede en dis vir ons te veel. Ek bid dat U vir ons sal help om te rus. Om te rus in die wete, Here, dat in wat ook al in ons land gebeur, wat ook al in die wêreld gebeur, wat ook al in my lewe gebeur, U is werklik in beheer. En U is lief vir my. En omdat U lief is vir my, daarom is ek lief vir U. En omdat ek lief is vir U, kan ek weet dat alle dinge ten goeie sal meewerk vir my en vir elkeen hier wat U lief het. Hoekom? Want U is die een wat ons geroep het volgens U voorneme. En U is die een wat ons geroep het ten spyte van die feit dat ons is wie ons is. En U het ons geroep en vir ons 'n ewige rus beloof. En omdat U 'n God is wat nie kan lieg nie, Here, daarom weet ons daar kom vir ons 'n ewige rus wat seker is. Help ons, Here, om nie mismoedig te raak nie. Help ons om te wees, ja inderdaad, hulle wat sug dat U sal kom. Maar dat ons nie sal sug soos hulle wat nie hoop het nie.
maar dat ons sal sug soos hulle wat hoop het, sodat ons sal volhard tot die einde toe. Help ons om nie mismoedig te raak langs die pad nie. Help ons om te bid en te weet dat die Gees sal vir ons versterk wanneer ons swak is. Help dat ons sal weet dat die Heilige Gees weet wat U wil is en daarvolgens sal bid. En help ons om ten minste dit te weet, Here, al weet ons nie wat U wil spesifiek is nie. Help ons om dit te weet, soos Paulus vanoggend vir ons sê, dat wat ook al U wil is, wat ook al met ons op hierdie oomblik gebeur, ons weet dat hierdie dinge sal ten goeie meewerk vir elkeen wat U liefhet en wat geroep is volgens U voorneme. Ek bid, Here, help ons met dit, want ons is inderdaad swak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.